Ek het die Here se hulp nodig en so ek gaan net weer 'n slag vir ons bid. Here God, dankie dat ons hier by mekaar kan kom. Dankie dat ons lekker Afrikaans kan praat en ook lekker saam met ander kinders van die Here kan wees, saam met gelowiges kan wees en ons kan hier aanbid en ons kan gesels, ons kan getuig en ons dankie Here dat ons 'n wonderlike God dien. God van liefde, God van vergewing en vrymaking. Ek bid dat U asseblief nou my sal help met hierdie boodskap en dat U ons nader aan U sal bring, ons sal opbou en versterk en genees. In Jesus se naam, amen. Okay. So, elkeen van ons kan waarskynlik getuig van 'n besonderse ontmoeting wat ons met die Here gehad het. En vandag gaan ek met julle praat oor die pad met die Here stap. Dit is 'n lang pad. Dit is nie 'n 100 meter as dit verby nie, dit is lang afstand met die Here, want dit is vir die res van ons lewens. Enige meningsopname wys dat die oorgrootste meerderheid van Amerikaners in God glo, of hulle erken dat God bestaan ten minste. Maar dis nie genoeg om hulle in die hemel in te kry nie, want om in die hemel in te kom, moet ons nie net glo dat God bestaan nie, en ons moet nie net glo dat Jesus God se seun is nie, maar ons moet Jesus vra om ons sonde te vergewe. Ons moet ons lewens aan die Here Jesus onderwerp. En dit gaan van ek glo God bestaan tot dis die God van die woord tot sy seun Jesus tot ek vra hom, ek nooi hom in my lewe, ek wy my lewe aan hom. En dit kom Jesus sê dit is 'n nou poort. Dit is min mense wat die weg wandel, wat die pad van die ewige lewe vind en regtig deur Jesus met hulle hele hart navolg. Vir die wat julle wat Bybels gebring het, ek so trots dat ek het 'n Afrikaanse Bybel hierso in Amerika, maar dit's die teks vandag is Jesaja 55 vers 6. Jesaja 55 vers 6 sê: Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is en roep hom aan terwyl hy naby is. Ek was daar ek het in Texas groot geword en ons is by 'n rivier en ek sien iets skitter aan die onderkant van die rivier. En ek kyk en ons is besig om te soek vir dinge want mense so soms dinge daar verloor. En ek duik en ek's nie 'n goeie swimmer nie, maar ek duik en ek gaan af, ek haal my asem en ek gaan af, ek kry dit nie, die stroom is te sterk. Ek kom op en ek probeer weer, ek sien iets daaronder, lyk soos 'n juweel. En ek duik af en uiteindelik ek kry dit en gryp dit. En dit is 'n diamant oorbel. En ons kyk, ons laat dit toets en dit is 'n kunstdiamant oorbel. Is niks werd nie. Maar as ons die Here soek met ons hele hart en ons hele siel en ons hele krag, dan kry ons die Here wat hy is meer waardevol as 'n diamant. Hy is so ons soek ander dinge wat nie tevrede stel, maar as ons die Here soek, hy stel tevrede. Hy gee ons daai vrede, hy gee ons daai krag. Hy gee ons daai liefde en vergifnis waarvan my broer getuig het. Hy gee dit ons, hy gee ons homself. My een vriend het 'n ander vriend gekomplimenteer op sy soeke na die Here. Toe dink ek by myself, ek soek nie die Here nie, ek het die Here klaar gevind. Maar wat hy bedoel het was, hy het liefde vir die Here, hy het ywer vir die Here, hy het ook reeds die Here gevind, maar hy wil dieper met die Here gaan, hy wil aangaan met die Here, en tot nuwe hoogtes, of tot dieper dieptes. Ons kan nie genoeg van die Here kry in hierdie lewe nie, ons kan net aanhou groei en groei en groei, tot die dag wat ons sterf. En dan in die hemel en die heerlikheid, soos die woord sê, ons sal hom sien soos wat hy is. Ons sal by hom wees in die hemel. Ek wil ook soeke hê na die Here, ek wil dieper met die Here gaan. Soos enigiets wat die moeite werd is, dit vat werk. Ons moet daaraan werk, dit is 'n daaglikse dissipline om tyd met die Here te spandeer, tyd te spandeer in die woord, tyd te spandeer in gebed. En ek glo elkeen van ons doen moeite om tot die Here te nader. En ek wil ons net aanmoedig daarin. En dit is goed so, hou aan, gaan aan met die Here, gaan aan, bly aangaan, tot aan ons laaste dag, tot aan ons laaste asem. Ons kan nie genoeg van die Here kry nie.
Ons kan net dieper gaan, dieper en dieper, as ons wil. Die Here het aan die een gemeente in Openbaring gesê, jy het jou eerste liefde verlaat. Hulle het met Jesus begin, en het aanbeweeg na ander dinge. En so ons moet oppas, ons nie ons eerste liefde, ons moet onthou hoe soet dit was toe ons eers by Jesus uitgekom het. Hoe wonderlik dit was om die Here se vergifnis te ervaar, sy genade, ons moet dit lewendig hou, dit moet hier borrel in ons. So hy gesê dat ons moet uitstroom, ons mense vertel, die strome van die lewende water. Jesus Christus leef, hy het my lewe verander, hy kan jou lewe verander. Soos hy sê om die mense te omhels en te sê, Jesus het jou lief. Jesus het jou lief en ek het jou lief. En dis waarin die krag lê om lewens te verander, die krag van die Here. My vriend is hulle pa. So their dad is a United States Marine, and he was in Norway with 3,000 other Marines, and they were stranded there for 3 days without supplies, and they had to dig through the garbage to find food, and they had to melt ice to get water. They had to keep the fire alive to keep from freezing to death, and their life depended on that fire. And in the same way, our lives, our spiritual lives, depend on keeping the fire of our relationship with God alive, throwing on sticks, throwing on logs, keeping the fire of our love for God alive. And our life depends on it. En so, daar was 'n ou Amerikaanse egpaar wat in 'n bakkie gehad het. Dis een van die ou bakkies, dit het nie 2 verskillende voorsitplekke gehad nie, net so lang bank, so op die ry. En die man bestuur en die vrou sit langs hom, en die vroukie kla by hom een dag. Sy sê, jy weet, toe ons jong was, voorheen, het jy het altyd hier reg langs my, reg teenoor my gesit. Daar die fisiese aanraking. En die man, hy sit steeds agter die stuurwiel. Hy sê, ek het nog nie beweeg nie, ek het nog nie geskuif nie. Hy sê wat geskuif nie. Ek het nog nie die stuurwiel. Jy gaan langs op my wil sit, kom terug. En dieselfde manier, die Here Jesus, die Here is daar vir ons met oop arms, om ons te ontvang vir die eerste keer, of om ons terug te ontvang. Hy is daar vir ons, hy het nie geskuif nie, ons het geskuif. Van ons voel ver weg van hom af, maar ons het geskuif. Hy is steeds daar, die uitnodiging staan steeds, die poort na die hemel toe is oop, ons moet dit gaan. Op 17, ek het gesukkel as tiener, want ek het in die kerk groot geword, maar ek was nie regtig ernstig met die Here of ywerig vir hom, ek het nie regtig Bybel gelees, ek het nie regtig gebid, net kerk geloop, en so ek het neerslag gelê teen die sonde het my baas geraak, en ek het net so frustreerd geraak, want ek het alles probeer om reg te leef, Sondag kom ek in die kerk, dan voel ek skuldig, dan volgende Sondag, dan sê ek nooit weer sonde, dan volgende Sondag voel ek dieselfde ding, oor en oor en oor, wil mens mal maak, dis moedeloos maak. Op jou en dan sê ek, Here, ek kan nie meer nie, help my, ek kort die hulp, help my asseblief, om reg te kom, reg te leef, geestelik oorwinning te leef, wat ons later genoem het, die val en opstaan lewe, ek soek nou oorwinning. Toe voel ek die Here lê op my hart, lees die Bybel elke dag vir 'n uur. Toe dink ek, sure, Here, 'n uur is dis nou 'n bietjie baie, is 'n bietjie te veel, 'n uur. Maar ek staan maar begin, en ek het bietjie begin, en nou in die gewoonte geraak, en op 17 dit het my lewe verander, soos niks anders ooit my lewe verander het nie. Ek het na 17 jaar van kerk toe gaan, sonnaskool, klas, alles, ek het dinge in die Bybel raak gelees, wat ek in 17 jaar van kerk toe gaan, nie raak gelees, nie gehoor het nie. En ek het begin opgewonde raak, ek het begin plekke in my Bybel merk, verse, ek het begin lees, en ek kon nie genoeg van die Here en van die woord kry nie, en ons moet daai liefde, daai opgewondenheid om boeke te vat, om die woord te kry en te lees, en te bid, ons moet dit lewend hou, ons moet brandend hou, ons moet brand vir die Here Jesus Christus. Dit is wat hy soek, ons gaan nie daar dieselfde vreugde en blydskap vind, agter 'n rekenaarskerm. Ons moet die TV en die selfoon, ons moet met die dinge wat ons aandag aftrek, ons moet 'n bietjie op sy sit, sodat ons op die Here kan fokus.
toe die lockdown begin het nou verlede jaar, die Grendelstaat, toe ontdek ek moet grense vir myself stel met tegnologie. Ek moet eers die ding vat, ek moet eers die YouTube vat, moet hom eers bietjie op sy sit totdat ek eers tyd in die woord spandeer het. Anders kyk ek heel dag video's en kom ek slaap in tyd en dan nog nie Bybel gelees nie. Dan voel ek skuldig en ek is skuldig. En so dan sê ek jammer. So dan sê ek nee, goed. Ek gaan nou eers die selfoon wegsit, ek gaan nou eers tyd met die Here spandeer. En dan daarna kan ek YouTube video's kyk of wat ook al. Dis nie verkeerd om onsself te help met selfdissipline. Ons moet ons swak plekke ken en dan nou saam met die Here aan onsself werk. En hy help ons. Hy is lief vir ons. Soos ek sê, die deur is oop. Sy arms is oop, soos die pa van die verlore sê. Jy kan terugkom. Jy was met die varke, jy kan terugkom. Jy het losbandig geleef, jy kan terugkom. Ek is steeds hier vir jou. Ek is steeds lief vir jou. Kom terug na my toe. Ek gee nie om wat jy gedoen het nie. Toe ek was daar in die noorde van Mosambik, waar ek die paar Portugese woorde opgetel het. Toe ek kom daar, die Mosambikers, hulle drink water uit gate in die grond, putte wat so 10 meter diep is. En die water is altyd vuil. Dit is oop gate in die grond. En dan kry hulle siektes en alles. Dis vuil water. Toe kom die sendelinge en hulle boorgate en hulle bou pompe in, wat jy met die hand so kan werk. En die water kom van diep. Dit is skoon, dit is suiwer. Dit is selfs lekker. Jy kry lekker oefening om die water op te pomp, maar dit is lekker, dit werk, dit is goed. Dit is beter as die vuilwaterput drink. En op dieselfde manier, ons moet die vlakputte, die oppervlakkighede van die wêreld, ons moet verbyslaan om te gaan na die dieper put, die diep water te kry, die strome van lewende water, die tyd met die Here. Niks versadig soos die Here nie. Nee, niks versadig soos tyd met die Here, lofprysing, die woord, aanbidding. Daar's geen plaasvervanger vir die Here nie, want hy is die beste een. Die probleem is, meeste mense dink, o ja, die Here, ja nee, ek weet van, ja nee, ek het kerklik, ek ken van. Hulle dink hulle is klaar met die Here, en hulle nog nie eers met hom begin te kry nie, hulle nog nie eens begin nie, hulle weet nie hoe wonderlik dit is nie, Melvin, hulle weet nie, hy is wonderlik, mens wil dit uitroep. Maar ja, een besonderste ervaring wat ek gehad het, ek glo elkeen van hulle al 'n besonderse ervaring met die Here gehad. Een wat vir my heel besonders was, is ons het 'n biduur gehad in die aande by die Bible College. En ons het een aand, ek en 'n paar van my vriende het gebid. Ek en Bernie Mostert, ek het jou van hom vertel. En miskien nie, hy was nie daar in elk geval, dis dieselfde Bybelskool. Ons bid op ons knieë en een aand, ek weet nie wat dit was, maar die Here het net deurgebreek. Ons het net sy teenwoordigheid ervaar, soos nooit van tevore. Ons het so gevoel, ons was bly, maar ook op dieselfde tyd, ons kon sy heilige teenwoordigheid aanvoel. En dit sit jou op jou plek, want jy voel nou, ek is nou in die teenwoordigheid van God. Ek het gevoel, as ek my oop maak, gaan ek die Here op sy troon sien. Dit was so wonderlik. So hemels. Ja, dit was hemels. Dit was hemels geweest. Dit was so wonderlik en ek wil hom weer so ervaar. Dit was so klein voorsmaakie van die hemel, glo ek. En ja, ons kan aangaan met die Here. Ons moet net herinner word dat die Here is beter as die ander dinge wat ons soek. Daar's niks verkeerd met die vermaak en die ander dinge wat ons doen, maar daar's niks so goed soos die Here Jesus nie. Daar's niks soos tyd met God deurbring nie. Hy's die beste een wat daar is. Maar die Here bedel nie by ons nie. Hy maak homself beskikbaar, maar as ons hom nie soek nie, as ons hom nie vir hom vra nie, hy laat ons soms, hy laat ons aan onsself hoor, en loop jou eie pad. En
So ons moet onthou, hy dwing homself nie op ons nie, maar ons moet tot hom kom en hy wil hê dat ons na hom toe kom. Ons het 'n oop uitnodiging om tot hom te kom en genees te word, na hom te kom en daai ewige lewe te ervaar, die strome van ewige lewe wat uit Jesus Christus uitvloei. Dit is die hoofdoel van ons bestaan, is om die Here te leer ken, hom lief te hê, die Here te ervaar. Adam het met die Here in die tuin gestap, totdat hy die gemeenskap gebreek het. Henog het met die Here gewandel, en toe is die Here hy het hom sommer hemel toe gevat, sonder dat hy gesterf het. En ons kan met die Here wandel. Elkeen doen dit anders, maar ek hou daarvan om te stap en met die Here te praat. Dis vir my net wonderlik om alleen tyd met die Here te spandeer. Ek gaan selfs in 'n park waar niemand my kan hoor nie, dan sing ek. En ek sing dit ek en die Here. En dit is vir my so tog te lekker. Ek doen dit nie in die woonstaalblok nie. Nou klaar hulle, wat 'n kat sterf hier langs en wat gaan aan daarso. Maar ek hou daarvan met die Here te sing. Ja, ons moet op die Here ingestem wees, soos 'n radio. Ons kan ander dinge luister, maar ons moet, as ons luister vir die Here, as ons sê, Here, praat met my, dan sal ons van hom hoor. Daar's 'n klomp mans wat werk gesoek het, 100 jaar of so gelede, so by die voorportaal van die gebou, en ewe skielik staan een van hulle op, hy gaan agter in die kantoor, die eienaar kom uit en hy sê, hierdie man het die werk gekry. Hulle sê, wat gaan nou aan? Hulle sê, nee, hy het met die ou Morse code, het hy getik, tik en gesê, as jy hierdie kan hoor en verstaan, kom na die kantoor toe jy die werk gekry. So die een man het gehoor, hy het verstaan, hy het opgestaan en gegaan, en die ander nog steeds nie geweet wat gaan aan nie. Nou op dieselfde manier, as ons vir die Here luister, as ons fyn luister, as ons die Here hoor, waar ongelowiges hom mis, en dan mis hulle ook die voordeel van daardie verhouding met die Here. Maar die Here is ons niks verskuldig nie. Ek skuld hom alles. Hy is die koning, ek is die bedelaar. Ek is die een wat hom nodig het. Ek skuld hom my lewe, my tyd, my siel, my liggaam, my aandag, my geld, my alles hoort aan die Here. Die Here soek nie net 10% van my inkomste nie, hy soek my, hy soek alles van my. Ja, ons moet lewendige offers wees, sê Here, hier is ek. Here, ek trek die kring om myself vandag, stuur herlewing hier by my. Sonde kan soos 'n muur tussen ons en die Here staan, maar hy sal dit vir ons wegneem as ons hom vra. Hy sal ons help om daardie sonde uit ons lewens te kry, hy sal ons vergewe, hy sal ons reinig, hy sal ons help. Hy werk steeds aan almal van ons, ook ek, soos die Engelsman sê, ons is 'n work in progress, elkeen van ons, tot die dag wat ons sterf. Maar as ons aan die Here kom, hy sal saam met ons werk, om ons te gelykvormig maak in die beeld van Christus. Dis wat hy wil doen. Van ons mans sukkel soms om te stop en aanwysings te vra as ons verdwaal. Ek weet nie of dit 'n trots ding is nie, maar ons kan nie altyd alles self doen nie. Ek het oor Suid-Afrika gereis en ek het baie dikwels verdwaal. Hulle steel die bordjies, man. Hulle steel die name van die strate, daarso in Ermelo. Hulle steel die bordjies. Hoe moet ek weet? Ek nie van Ermelo, hoe moet ek weet wat 'n straat is, skool of wat is dit? Ja, hulle steel die bordjies. Ag, ek het baie verdwaal. Ek het nie 'n GPS gehad nie. Ermelo is ook niet zo groot, weet je het? Ja. Het ek by al die skole uitgekom, maar ek het dit vol mense. Als je het klap hard genoeg gooi, dan gooi je hem voorbij. Ja. Dat is voor jou werk het jou teach, joh. Ja. Maar in elk geval, maar so op dieselfde manier, om hulp te vra, is 'n bietjie nederigheid. Dit is 'n bietjie erg op die trots en die hoogmoed as jy moet sê, ek erken, ek word op. Ek kan nie altyd alles self doen nie, help my asseblief. Nou op dieselfde manier, ons moet bereid wees om die Here te vra, Here, ek word hierop. Ek dink dis een van die hoofredes hoekom meer mense nie Christene word of erken dat hulle Jesus nodig het, en dan moet hulle los van daardie ek kan en ek sal en ek. Hulle moet sê,
ek kan nie, Here help. En dit is wat ek moes doen en toe ek dit doen, dit is toe die Here in my lewe gewerk het, want ek het vra om te werk en toe het hy gewerk. So, soos Hebreërs 4 vers 7 sê, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Kom ons, ek wil net 'n paar oomblikke vir geleentheid gee vir stille gebed. Ons het onsself weer aan die Here wy, soos daar die lied gesê het. Kom ons bid, dan sal ek vir ons afsluit. Here, dankie dat U ons lief het. Ons maak foute, ons is snaakse dinge, ons is snaakse skepsels, maar U het ons tog lief. Ons maak foute, elke liewe dag doen ek sonde, dan voel ek skuldig en wil ek vra ek om vergifnis, maar U is geduldig met my en ek dank U daarvoor. Help ons, Here. U sien ook ons hart raak, U weet ons wil ons probeer. Ons hart is by U. Ons wil tot U nader. Help ons asseblief, Here. Kom help ons om tot U te nader en om saam met U te bly, om daai vuur aan die brand te hou, aan die gang te hou van ons verhouding met U, lewenslang, voluit en tyd tot U eer. In Jesus se naam. Amen. Dis 'n dankie, Louis. Dis 'n boodskap.